Goeienaand en welkom by hierdie week se Sabbatsluiting. Sabbat is verby en ek hoop jy het 'n baie geseënde dag saam met die geliefdes in die huis van die Here gehad en so 'n bietjie tyd saam met hom kon spandeer. Kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie rustdag wat U vir ons gegee het. 'n Sabbatdag wat U tydens die skepping ingestel het, om te kan, sodat ons kan rus, en sodat ons tyd saam met U kan spandeer, dat ons 'n ontmoeting met U het, elke Sabbat, en dat ons ook kan stil raak, en die teenwoordigheid kan aanvoel. Amen. Nou vanaand lees ek vir ons 'n stukkie uit Genesis 3, en ons gaan die 15de vers lees. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Ons lees net tot sover. Nou, ons staan nou op die vooraand van Paasfees. Paasfees lê nou voor. En dis 'n baie belangrike tyd in elke Christen se lewe en in die Christelike kalender. Jesus het aarde toe gekom om vir elke mens op hierdie aarde te sterf. Hy het die grootste offer betaal. En sodoende vervul hy die vloek wat oor Satan uitgespreek is in die tuin van Eden. Jesus het die slang se kop vermorsel. God het sy eniggebore seun gestuur om mens te word op aarde en te sterf, om alle mense se sondes op hom te neem, sodat ons gered kan word van die verderf. God se offer van sy seun laat my onwillekeurig dink aan Abraham. God het Abraham versoek om sy enigste seun Isak te gaan offer, sy lieflingkind. Ek kan my nie indink hoe Abraham moes gevoel het nie, en wat hy gedink het nie. Hy het God egter so vertrou, dat hy sonder enige twyfel God se opdrag uitgevoer het. Miskien het hy gedink God gaan sy seun Isak weer opwek uit die dood, of dalk op die laaste oomblik uitkoms bied, sodat Abraham nie nodig sou gehad het om sy seun te offer nie. En God het uitkoms gebied. Hy voorsien 'n ram wat Abraham in Isak se plek kon offer. Abraham het die toets geslaag. Hy het sy ewige trou en vertroue aan God bewys. 'n Moeilike besluit wat hy geneem het, maar hy het so naby aan God geleef, dat hy geweet het God gaan hom uithelp. En as ons ook so kan lewe, met die wete, ons vertrou God 100%, en hy sal ons uithelp. Maak nie saak wat die probleem is nie. Nou God het dan ook so sy eniggebore seun Jesus aarde toe gestuur om mens te word, en om onder ons sondige wesens te kom woon. Jesus sou moes sterf, om al ons sondes op hom te neem, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal raak nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou anders as Abraham se seun Isak, het Jesus wel gesterf. En God het uitkoms gegee. Nie soos die ram wat in Isak se plek geoffer is nie, maar Jesus is uit die dood opgewek. Jesus het die lam geword wat vir ons geslag is. Jesus het die dood oorwin, sodat ons ook die ewige lewe kan hê. Mag ons nooit hierdie offer van Christus vergeet nie. Was dit nie vir hierdie onselfsugtige daad nie, was ons mensdom vir ewig verlore. Satan sou oorwin het, en ons vir ewig van God verwyder gewees het. Nou het ons as Christus se volgelinge, deur die genade van God, die voorreg om vir ewig in God se teenwoordigheid kan wees. Kom ons sluit net weer die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, ons is hier op die vooraand van die Paasnaweek, waar ons ook weer kan herinner en kan terugdink aan daardie dag, toe U vir ons sondes gesterf het aan die kruis op Golgotha. U het in ons plek gesterf, sodat ons vergewe kan wees van al ons sondes, as ons dit bely, en as ons glo in U.
Baie dankie vir die groot offer. Maar nog groter is die feit dat U opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het, sodat ons ook dan saam met U die ewige lewe kan hê. Gaan ook nou met ons in hierdie week wat voorlê, 'n nuwe week wat om die draai is. Wil U met ons gaan en lei en behoed en bewaar, waar elkeen ons eie rigting ingaan. En ook die wat die naweek kampvergadering toe gaan, dat U ook met hulle sal wees, en dat ons almal daar ook 'n seën sal kry. Ons vra hierdie dinge van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade in Jesus naam. Amen. Goeienaand en goeie nag verder, en ek hoop jy gaan 'n geseënde week hê.